Daar word gesê dat 20% van Suid-Afrika se boere verantwoordelik is vir 80% van die land se voedselsekerheid. Ons verwys na hulle as die sogenaamde megaboere. Ons gesels vanoggend met die regisseur en skrywer Wynand Dreyer oor sy boek wat na aanleiding van die televisieprogram Megaboere uitgegee is. Goeiemôre Wynand, dis 'n voorreg om met jou te kan gesels. Môre, dankie, is lekker om hier te wees. Wynand, kom ons begin deur te vra, omskryf net eers vir ons 'n megaboer. Weet jy, toe ons nou besluit het om die program te maak, toe het ons hierdie definisie gebruik van 20% en 80%. En toe het ons nou aanvanklik met die heel eerste reeks het ons gekyk na wie se heel grootste boere in die land. En toe het ons later agtergekom dat dit gaan nie regtig oor wins en omset nie, dit gaan oor hoe 'n ou dink. En in die eerste hoofstuk van hierdie boek omskryf ek gemeene delers. Jy weet, daar is sekere leierseienskappe wat hierdie ouens almal het, of eienskappe. En ja, so daar is groot boere. Kyk, daar is geweldige groot boere in die land. Maar hulle is nie, ek wil nie sê dit is die definisie van 'n megaboer nie. 'n Megaboer is vir my meer iemand wat op 'n sekere manier dink. Ek verstaan. Hoekom het jy by die televisieprojek betrokke geraak? Weet jy, ek en my vernoot Christel Perret, ons is van Kakie Produksies, jy weet, jy is ons maar gedurig besig om nuwe goed uit te dink en nuwe projekte aan te pak en so aan. En ons het besluit om hierdie ding voor te stel vir Kyknet. Ons wou iets oor boerdery doen, ons wou iets oor landbouers doen. En aanvanklik het ons gedink ons moet 'n ding doen oor jong boere en toe lees ons hierdie artikel van Piet Kroukamp wat hy sê 20% en 80%. Ja. En dit het nogal my verbeelding aangegryp en ons het besluit dit is miskien 'n ding wat ons moet doen en ons noem dit toe megaboere. En hoekom het jy toe besluit om 'n boek hieroor te skryf? Die televisiereeks was baie gewild geweest. Al drie reekse. Ons is nou besig om 'n vierde reeks aan mekaar te sit. En daar was 'n behoefte geweest. Kyknet het gevoel daar moet 'n Penguin het my genader en toe het ons net besluit wel skryf die boek, jy weet. En dit was kyk, 'n boek is maar 'n ander saak as 'n televisiereeks, maar gelukkig al die materiaal was daar, die navorsing was gedoen geweest en die onderhoude is gedoen, so ek moes dit maar net skryf. Ek wil juist vir jou vra, hoe verskil die boek en die televisieprogram van mekaar? Met die televisieprogram moes ons baie visueel dink. Jy weet, jy kom op 'n plaas en dan skiet jy die mooi van die plaas. Die boer vat jou ook na die mooi dele van die plaas toe. Met die boek moet ek dit skryf. Wat lekker is van die boek is ek kon sekere goed wat ek opgetel het tydens die televisiereeks wat miskien nie op televisie uitgekom het, kon ek omskryf. Jy weet, sekere gevoelens wat ek kon kry, sekere atmosfere wat miskien nie heeltemal in die televisiereeks deurgekom het nie, kon ek mooi omskryf. En ek kon soort van agter die kamera uitskryf. Ja, en dan dit meer omvattend maak, met ander woorde. Watter gemeene delers is daar tussen die produsente wat in die boek en op televisie gedek is? Wie jy die televisiereeks of die boek het ek geskrywe met die 13 boere van die eerste reeks en 6 boere van die tweede reeks, so daar's 19 boere. Die gemeene delers wat almal deel is, hulle is almal entrepreneurs, almal kompeterend, hulle droom groot, hulle doen groot, hulle is visionêr. Baie belangrike ding, hulle is baie optimisties. Niemand van hulle is regtig pessimisties nie. Hulle is instinktief. Jy weet, hulle weet instinktief. Hulle vat kans, hulle neem ongelooflike risiko's wat miljoene rande en hulle doen dit net. Hulle kan hulle self nie help as om suksesvol te wees nie. Wynand, sê vir my, na aanleiding van die ondervinding met die program en boek, hoe dink jy lyk die toekoms van die landboubedryf in Suid-Afrika? Wie wat Elsa, ek het nie 'n groot bekommernis daaroor nie. Die boere word blootgestel aan groot politieke goed en jy weet, en goed wat hulle nie eintlik met iets te doen wil hê nie. Maar as hulle ophou om te boer, sal daar nie kos wees in hierdie land nie. So ja, ek dink nie daar is 'n toekoms vir boerdery in die land, dit is ongetwyfeld so. Absoluut, ek stem saam met jou. Baie dankie dat jy vanoggend hier by ons kom inloer het. Dis 'n groot voorreg, baie dankie hoor. Dit was die regisseur en skrywer Wynand Dreyer. Ons kyk nou wat op